Ons is op 'n geloofsreis. En ek wil met jou baie eerlik wees, die boodskappe in my stilte tye, my journey met die Here op hierdie stadium, daar's bepaalde uitdagings in my lewe. En ek vat die uitdagings in geloof na die Here toe, en ek het hom aangegryp. En ek het vir hom gesê, Here, ek gaan U nie los voor U vir my deurkom nie. So, dis die agtergrond, dis waar ek trek, en ek is baie oortuig, die Here wil geloof in sy kinders se harte deponeer. Hy wil hê, ons moet vandag tot dag in die geloof leef. Nie net geloof wat jou vat tot by wedergeboorte nie. Dit is uiters belangrik, dit is die begin van ons journey. Maar dis nie waar dit eindig nie. Die Here roep ons ook om in die geloof te leef, elke dag. Nou, ons het verlede week, hierso het almal wat hier kom praat, het gepraat van, hoe groot is God, en ons het 'n liedjie gesing vanoggend, oor die grootheid, en oor die krag, die majesteit, die vermoë, die kapasiteit van die Here. Ons het verlede week, het ons gekyk na, die God wat vrugbaar maak. Die God wat vir Hanna en Elkana, vir Samuel gegee het op 'n baie laat stadium. Wat vir Abraham en Sarah vir Isak gegee het, toe hulle amper 100 jaar oud was. Die God wat vrugbaar maak. Ons het gepraat oor die God wat genees. Die 10 melaatses. Vir die Here gevra, genees ons. En hy het vir hulle gesê, gaan en gaan vertoon julle aan die priester. En onderwyl hulle op pad was na die priester toe, is hulle genees. Die God wat voorsien. Die God wat vrymaak. Besetene van Gadara het nie 'n chemiese wanbalans gehad nie. Beste psigiater in die land sou nie die besetene van Gadara kon help nie. Daai mens het duisende demone in hom gehad. Hy het bevryding nodig gehad. God het hom bevry. Die God wat vry maak. Die God wat heers oor die natuur. Ons het gepraat oor die God wat uitkoms gee en die God wat ewige lewe gee. En ons het verlede Sondag afgesluit en ek het vir julle 3 goed gesê. Glo die waarheid oor die duiwel en sy voorneme met jou, en glo die waarheid oor God en sy voorneme met jou. Die duiwel is volkome boos, hy's korrup tot in sy kern, hy's 'n gefalle wese. Hy haat jou, hy wil jou vernietig, hy's 'n slagter, hy's 'n dief, hy's 'n verwoester. Hy wil kom steel jou hoop, jou verwagting, jou verhoudingslewe, jou gesondheid, jou voorspoed, jou oorvloed. Hy wil jou lewe ruïneer. Hy wil hê jy moet onderpresteer, and he wants to keep you from prospering and being in good health. Dis sy plan met ons. Dat ons die waarheid glo oor hom, maar die waarheid oor God. God is volkome goed. God is oneindig en onvoorwaardelik lief vir jou. God wil vir jou lewe in oorvloed gee. Die goed wat die vyand wil kom steel, is die goed wat die Here vir jou wil kom gee. Wil kom vir jou gee lewe, hoop, geloof, voorspoed, oorvloed, gesondheid, vooruitgang, vergrote grondgebied, seëninge, goedheid en guns, leiding, rigting, verlossing, openbaring. So God is volkome goed, en dis die goed wat hy in sy hart het vir sy kinders. Nou, ons het baie interessante ding het met ons as gesin gebeur. Ines bel sy ma, hy sal nie daai oproep na my toe maak nie. Hy bel sy ma en hy sê, mamma, my sakgeld is regtig bietjie min. En Linda sê vir hom, nee, ek hoor, mamma gaan vir jou bid vir 'n lekker werk, wat by jou program pas. En weet julle, hoor nou wat gebeur toe. 3 dae na die gesprek, Linda bid toe daarvoor. 3 dae na die gesprek, sit hy in die Neelsie op Stellenbosch. En by die tafel langs hom sit 'n ou, en die ou sit en vertel vir sy vriend, maar hy maak nou klaar met sy werk, by Rust en Vrede, die Upmarket eetplek. En Ines stamp so aan hom, hy sê, hoor, ekskuus, vertel my gou van die werk, en ek gaan nou lank storie kort maak.
Hy en die ou raak in die gesels, en die ou sê vir hom, vir die volgende aand, is sy laaste aand daar, as Ines belangstel, moet hy saamkom. Ines gaan saam, en hy shadow die aand, en hy kry die werk. Sy eerste maand se inkomste daar, was amper 6.000 daar. Hy het nou al ontmoet vir Johan Rupert, gesprek met hom gehad, Jan Engelbrecht, eienaar van die restaurant, Steve Hofmeyer, Rian Kruiwagen, Karen Zoid, dis die mense wat nou al daar kom eet het, met wie hy nou al daar so half gesprekke gehad. Hy blom, en daar is die voorsiening in oorvloed. En weet julle, dis die Here se hart. En die Here wil vandag 'n ding aanspreek, en ek weet dit, ek gaan vandag party mense offend. Hier gaan mense wees wat na my gaan luister vanoggend, en wat ongemaklik gaan wees met die engel wat ek vat. Get over it. Asking big from a big God. Many times our prayers are just to get by. It's just to get through. It's just to endure. It's just to survive. But we serve a God of abundance. We serve a God of overflow. En ek wil voorbeelde uit die skrif uitvat, want as ek 'n ding sê, dan moet ek dit met skrif kan back. Anders kan ek dit nie sê nie. Ek wil voorbeelde uit die skrif gebruik om vir jou ietsie van God se hart te wys. En waarvoor ek mik is dat dit geloof in jou stimuleer. Want ons het al 'n stadium bereik waar ons vir die Here sê, Lord, please help me to function in my dysfunction. En die eerste voorbeeld is, daar's 'n skare, en hulle is honger en hulle het nie kos nie. En die disippels kom by Jesus, en sê, dis die probleem, en julle ken die verhaal, daar is 'n seentjie wat die 2 visse en die 5 brode gehad het, of wat hulle toe doen, ek weet nie of jy dit al raak gesien het nie, hulle tel toe die skare, hulle deel hulle op in blokke, en hulle het presies geweet, hoeveel mense is daar. Toe vat Jesus die visse en die brood, hy bid daaroor, hy vermeerder dit, en daar bly 12 mandjies vol oor, toe hulle klaar geëet het. So, wat hier gebeur het, on purpose, God multiplied the food, and there were leftovers. Hy kon net mooi genoeg gemaak het, as hy wou. Hy het geweet hoeveel mense is daar, maar God demonstreer sy hart. Hy wys vir ons, ek is die God van oorvloed. Ja, ons moet dankbaar wees as ons huispaaiement kan betaal, as ons motorpaaiement kan betaal, as ons water en ligte kan betaal, as ons kruideniersware kan betaal. Maar ek dink nie ons moet settle daar nie. We serve the God of the overflow, of abundance, the God of more than enough. Why? So that we can be a blessing to others as well. Nog 'n voorbeeld wat ek met jou wil deel, is die volk Israel. Hulle was vir generasies, hulle was vir eeue, was hulle in slawerny. En hulle het naderhand 'n slawe mentaliteit gehad. They became conditioned to just survive, barely getting by, and they became conditioned to not having enough. Nou ek wil, luister nou gou hierso. Op 'n stadium toe raak Farao met Moses en die volk geïrriteerd. En hy gee sy voorman 'n opdrag. Hy sê vir hulle moet van die Israeliete verwag om net soveel stene per dag te vervaardig, maar sonder die gebruikelike hulpmiddels wat hulle vir hulle gegee het. Hulle vat toe sekere goed weg, hulle hou dit terug wat hulle altyd vir hulle gegee het om daai hoeveelheid stene te maak. En ek is seker daarvan, die Israeliete het toe hulle in daai seisoen is, toe daai druk op hulle gesit word, het hulle tot God uitgeroep en hulle het gebid. En hulle het vir die Here gevra, asseblief Here, help ons om ons kwotas elke dag te haal. Help ons om reg te kry dit wat die manne, hierdie slawedrywers van ons verwag. Help ons om die nodige hulpmiddels te vind
wat hulle nou nie meer vir ons gee nie, sodat ons die aantal stene wat hulle van ons verwag om te maak, dat ons dit elke dag kan maak. But they prayed from a slave mentality, from a slave mindset, and instead of asking to be freed from their oppressors, they were asking to become better slaves. Instead of asking to be freed from their oppressors, they prayed and they asked God to become better slaves. Hier's mense in die vertrek, ek is een van hulle, wat in my Christen lewe al met daai mentaliteit tot God uitgeroep het. Lord, I'm in slavery, I'm in bondage, please help me to become a better slave. Weet jy wat was die Here se hart vir hulle? Weet jy wat was sy belofte vir hulle? 'n Land wat oorloop van melk en honing. 'n Land met soveel vrugte, dat een mens dit nie alleen kon dra nie. Dis die Here se hart vir hulle. But they prayed, they called out, they cried out to God from a slave mentality, and they asked God to help them to become better slaves. Het ons nie ook al in 'n situasie beland waar ons in ons omstandighede wanaangepas het en vrede gemaak het met 'n ding wat die Here jou juis van wil bevry nie? Dawid het nie verniet gesê, my beker loop oor nie. Dit demonstreer, dit illustreer God se hart vir my en vir jou. Hy is die God wat jou beker wil laat oorloop. Dis net sy hart. Ek hoor nou die dag die storieetjie van die ouma, 4 kleinkinders, haar een dogter het 4 kinders gehad, al 4 was in 'n privaat skool in die Kaap. En die dogter is toe geskei en finansiëel gaan hulle toe deur 'n baie moeilike tyd. En die 4 dogters kom bly by die ouma. En sy, is nie 'n manier wat sy met haar inkomste, haar finansiële vermoë, die 4 kinders in die privaat skole kan hou nie. En sy het nou maar begin haar regmaak om die kinders na 'n staatskool toe te vat. Maar die ouma is 'n gelowige mens en sy het net eendag besluit nee. Die Here praat met haar, die Here gee vir haar skrif. En die skrif oor oorvloed en oor voorsiening en dis meer. En sy vat dit na die Here toe. Sy sê, Here, dis wat die woord van Uself sê, dis hoe U is, dis U hart. Ek is nou verantwoordelik vir hierdie kinders, ek vertrou U nou vir voorsiening. En daar was vir daai maand was daar 'n klein bedragie wat by die privaat skool betaal moes word. En sy gaan toe so intoe en aan die ou se kantoor en hy sit agter sy rekenaar en hy het haar profiel daar op die rekenaar getrek. En hy sê van nee mevrou, jy skuld niks. Sy sê nee, jy het nie die ding reg nie hierso. Hier is die rekening wat jy vir my gestuur het. Hier is 'n bedrag wat ek moet betaal. Ek wil dit net aflos. En hy kyk weer en hy sê van mevrou, weet jy, behalwe dat die bedragie wat jy hiervan praat betaal is, daar is vir jou kinders se onderrig hier betaal al die jare wat hulle nog hier gaan skool gaan. Toe het een of ander sakeman, 'n weldoener, het hy soontoe gegaan sonder dat sy weet eers wie dit was nie. En het al 4 kinders se skoolgelde vereffen tot aan die einde, nie van daai jaar nie, tot aan die einde van hulle skoolloopbaan. Die God van oorvloed. Ek gesels nou die dag met 'n sielkundige aan die gym. En hy vertel my van 'n pasiënt van hom wat 'n addiction het. En die trant van die gesprek gaan nou nie detail deel nie, maar dit kom maar op neer, hy help die ou om sy probleem te bestuur. To manage his addiction. En ek het niks gesê nie, maar agterna toe ek nou terugry huis toe dink ek, jessie, dit maak nie vir my sin nie. Dis nie, ek hoor nie die Here in die ding. Manage your addiction, bestuur jou verslawing. Word bevry van jou verslawing.
die God van oorvloed, die God van deurbrake, die almagtige God. God die Vader, my hemelse Vader, gaan nie vir my sê, as ek sit met 'n addiction, bestuur jou addiction nie. Hy gaan sê, kom vry my. Leef in oorvloed. Lewe en dit in oorvloed. Jesus en die twee blinde persone, hulle kom by Jesus en hulle sê vir hom, Here, wees ons genadig. Jesus vra vir hulle baie interessant, hy vra vir hulle, onthou nou, hy praat hier met blinde mense. En toe hulle vir hom sê, wees ons genadig, toe vra hy vir hulle, wat is dit wat ek vir julle kan doen? Dis 'n vreemde vraag, om vir twee blinde mense wat na jou toe kom en sê, wees ons genadig, te vra, wat is dit wat ek vir julle kan doen? Maar Jesus het hulle getoets. Hy wou sien, waarvoor vertrou hulle hom? Waarvoor glo hulle hom? Hulle kon byvoorbeeld vir hom gesê, Here, as gevolg van ons gebrek, kan ons nie werk nie, ons het nie 'n inkomste nie, gee asseblief vir ons kos, gee vir ons klere, gee vir ons geld, help ons met huisvesting, ons kry swaar, want ons kan nie inkomste genereer nie. Maar dis nie hulle versoek nie. Hulle vra God vir die onmoontlike. En in daai tyd, veral in religieuse kringe, om 'n blinde persoon genees te sien, was buitengewoon. Dit was absoluut buitengewoon. Dit is een van die grootste wonderwerke van daai tyd, is wanneer 'n blinde persoon se sig herstel is. En hulle sê vir die Here, Here, dis wat ons U voorvertrou. Ons vertrou U vir die groot ding. Ons vertrou U vir die groot deurbraak, vir die oorvloed. Here, ons wil weer sien. En dis wat hy vir hulle doen. They could have asked him from a limited mentality, but instead they asked a big thing from God. Wanneer laas en ek en jy ons geloof in die Here vir hom gedemonstreer deur 'n groot ding van hom te vra. Dit is my interessant. Ek het nou sommer net hier 'n paar goed neergeskryf. Dawid het gesê, my beker loop oor. Daar is skrifte in die Bybel wat praat van God will give you beauty for ashes. Tannie Suna, joy for mourning. Vanoggend daar by die gebedstyd het Tannie Suna nou spesifiek een van die goed wat hier op my bladsy was, het sy gesê, beauty for ashes. He wants to give you joy for mourning. He wants to pay you back double where the enemy has stolen. Dis 'n skrif wat God se hart demonstreer. Your blessings will chase me down, het Dawid geskryf. Die woord sê, Dawid het gesê, I'm surrounded by your favor. Dawid het gesê, surely goodness and mercy will follow me all the days of my life. Iemand het gesê, God will give me the desires of my heart. My God shall supply in all my needs according to his riches and glory. Dis alle skrifte met dieselfde ondertoon wat God se hart vir ons uitlig. Ek wil hierdie skrif met julle deel. Dit kom uit Jakobus 4 uit. You ask, but you don't receive because you ask amiss. You ask amiss, and therefore you don't receive. Die woordjie amiss beteken sick, weak, miserable. You ask, but you receive not because you ask sick, weak, miserable. En wat hierdie skrif eintlik vir ons sê is, as ons op 'n manier vra, wat nie die grootheid, die goedheid en die getrouheid van die Here weerspieël nie, then we ask amiss. Then we ask sick, weak, miserable. Ek het hier neergeskryf, vertrou die Here, wat ook al jou situasie is, wat ook al die ketting is wat jou bind, wat jou terughou, vertrou die Here om die ketting te breek. Moenie net vra dat die greep van die ketting verslap nie. God wil die ketting finaal en vir altyd breek in jou situasie.
Jabes gebed, toe daai boek gepubliseer is 'n klompie jare terug, het dit 'n revolusie veroorsaak in Christenkringe reg oor die wêreld. Vir een of ander rede, dit het net soos 'n veldbrand versprei en die mense het Jabes gepreek en Jabes boeke gelees en Jabes posters gemaak letterlik vir maande lank. Ek glo dis weer eens omdat daai gebed en wat daar gebeur het, God se hart vir sy mense illustreer. Die woordjie Jabes, sy naam beteken pain, sorrow, suffering. They were actually prophesying defeat and failure every time they mentioned his name. Maar hy het net besluit, ek gaan nie minderwaardig voel nie, ek gaan nie insecure voel nie, ek gaan opkyk. En maak nie saak hoe mense my etiketeer en wat hulle oor my uitspreek, elke keer as hulle my naam sê nie, ek gaan opkyk. En ek gaan bid tot 'n groot God. En ek gaan hom vra en ek gaan hom vertrou vir die buitengewone. En Jabes trek los. En die eerste ding wat hy vir die Here vra is, God, bless me indeed. Is een ding om te vra vir 'n blessing. Is iets anders om vir die Here te vra, bless me indeed. Hy woordjie indeed, it's a word of quality, it's a word of quantity, it's a word of intensity. Hy sê, Here, bless me indeed. En hy sê vir die Here, please Lord, enlarge my coast, enlarge my territory, go beyond the norm. En dan sluit hy hoofstuk af en dit sê, wat die Here se reaksie was op sy gebed, ons kan sê, dis baie selfsugtig, baie selfgesentreerd, baie materialisties, sluit dit af, en dan staan daar, and God granted him that which he requested. So God blessed him indeed. If he didn't ask a big thing, we wouldn't have been talking about Jabes duisende jare later. Psalm 2 vers 7 en 8 uit die Message Bible. Let me tell you what God said next. He said, you are my son, and today is your birthday. What do you want? Name it. Nations as a present, continents as a prize. Notice how big God thinks. Dis jou verjaarsdag. Wat wil jy hê? Wat wil jy vir jou verjaarsdag? Nations as a present, continents as a prize. Op ons verjaarsdag voel 'n mens, jy's geregtig op ietsie spesiaals. You are entitled to something special. Ek onthou baie goed, toe ek in die laerskool was, het ek het regtig vir die Here gevra, ek wil 'n rugbybal, maar ek wil 'n regte rugbybal. Ek wil nie 'n plastiek nie, ek wil 'n leer rugbybal gehad het, 'n super springbok. En ek het die Here gevra vir 'n rugbybal. En die oggend van my verjaardag, toe die pakkies, die persente daar onder my ma, altyd die goed so onder my bed gesit. Toe ek die goed daar uithaal, toe is daar nie net 'n rugbybal nie, toe is daar 'n rugbybal, 'n genuine rugbybal, 'n genuine sokkerbal en 'n cricketstel. Cricketbat, 3 paaltjies of 4 paaltjies en 'n bal. Toe kry ek 'n rugbybal, 'n sokkerbal en 'n cricketstel. Dis ver bo wat ek kon bid of dink. Dit was oorvloed. My kop was daai my beste verjaardag seker ooit. Ek was klein en ek het net baie meer gekry as wat ek verwag het. Toe ek nou gister voorberei en ek sit met hierdie ding, toe kom die insident net by my op. Ek het jare laas daaraan gedink, maar ek dink die Here wou toe al vir my die hart van die Vader demonstreer. Die hart van die Vader wat vir sy kinders oorvloed wil gee. Psalm 72. Dis nou my laaste voorbeeld uit die Bybel uit, om die hart van die Vader vir jou te illustreer. Solomon prayed what seemed to be a very self-centered prayer. Listen what he asked God for. Solomon asked God that the mountains will bring prosperity to all the people of his country. He asked God that in his days the righteous will flourish,
that prosperity will abound until the moon is no more. Solomon asked God to rule from sea to sea. Solomon asked God that the desert tribes must come and bow before him. Solomon asked God that his enemies will lick the dust. Dis alles in Psalm 72. Solomon asked God that the kings of Tarshish and distant shores will bring tribute to him. Solomon asked God that gold from Sheba will be given to him. Solomon asked God that corn will abound throughout the land. Maar hier is nou die sleutel. Salomo het nie hierdie goed gevra vanuit 'n selfgesentreerde hart nie. Hy het 'n hart gehad vir mense. Hy het dit gevra en hy het vir die Here gesê, Here, as U my met hierdie goed seën, as U hierdie goed in my lewe laat gebeur, then I will deliver the needy who cry out. I will take pity on the weak and the needy. I will feed the hungry. I will help the poor. I will love the orphans and the widows. I will give justice to the oppressed. I will be a voice to those who have no voice. Hy het nie hierdie goed vir die Here gevra, just that he could drive the biggest chariot in the land, nie. Hy het nie die goed vir die Here gevra, so that he can live in the most luxurious palace on planet Earth nie. Hy het dit vir die Here gevra, en hy het in sy hart hierdie voorneme uitgespreek, I will use your blessing, God, on my life, to bless and restore the broken, the poor, and the needy. If God can get it through you, God will get it to you. En ek het net in my gees ervaar, dis die pakkie wat ek moet kom aflewer vanoggend. Hier's mense wat 'n stadium bereik het waar hulle vir die Here vra, amper soos die Israeliete in Egipte, in slawerny, waar hulle vir die Here vra, in plaas van om te vra, Here, maak my vry. Here, maak die beloftes wat U vir my gegee het waar in my lewe. Bring my by die beloofde land uit. Bring my by die land van melk en honing uit. Het ons 'n stadium bereik waar ons vir die Here vra, Here, help my om 'n beter slaaf te wees. Help my om te funksioneer in my disfunksionaliteit. Terwyl die Here se hart is een van oorvloed, is een van deurbrake. Hy wil jou vrymaak van jou disfunksionaliteit. Hy wil jou vrymaak van jou gebrek. Hy wil die kettinge wat jou bind, wil hy breek. Hy wil nie net die greep van daai ketting effens verslap nie. Hy wil vir jou 'n finale, volkome deurbraak gee. Ek gaan 'n altaar kom maak, en ek sal graag wil bid oor die lewens van mense, en dit gaan humility van jou vra. Hier's mense wat op 'n Sondag, kom ons noem 'n voorbeeld, as ons uitnodiging maak vir finansiële deurbraak. Dis pride wat maak dat jy in jou stoel bly sit en nie vorentoe kom nie. Ek het dit net op my hart om hierdie ding in die gees aan te spreek vandag. Mense wat 'n stadium in hulle lewe bereik het. Ek het vir die Here gesê, om jou oop en eerlik is, gemeente se finansies, ek is siek en sat, ek is opgeworry oor mense wat, they don't tithe God, they tip him. En ek het nou vir die Here gesê, Lord, bless this house indeed, and I will use that money to expand your kingdom. Ek het die gebed van Psalm 72 het ek gebid voor die Here, en ek gaan dit herhaaldelik doen. En ek wil doen wat Salomo gesê het. Hy het daai goed vir die Here gevra. En hy het gesê, Here, if you bless me with this, I will advance your kingdom. So as jy hier so sit, en daar's 'n ketting om jou, wat jou in 'n greep het, en jy het nou al gewoond geraak, wat ook al die omstandighede, of dit nou finansies of gesondheid of huwelik of verhoudings of ouer-kind verhouding, wat die situasie is, hier's 'n ketting wat jou bind. En jy het nou al die stadium bereik waar jy nou nie meer vir die Here vra om die ketting te breek nie. Jy het nou al gesettel vir, laat die greep net so effens verslap. Here, help my nou maar om 'n goeie slaaf te wees. Kom ons repent van dit. Kom ons repent van dit. En ons gaan na die Here toe. Ons vra nie vir hom om 'n beter slaaf te wees nie. Ons vra vir hom om sy beloftes van oorvloed en van voorsiening
en van deurbraak in ons lewens waar te maak en om volkome en permanente vrymaking en oorwinning te bring.